'n Bizarre saak van volksmoord, rasisme, ekonomiese uitsluiting, verdrukking en erge menseregte skendings teen die ware inboorlinge van Suid-Afrika, die kleerlinge. Hierdie verslag is uitgereik deur die Kleerlinge Persone Spesiale Bewaringsland Trust se uitvoerende raad. Hierdie uitvoerende raad is die gevolmagtigde instansie wie die belange van die begunstigdes van die Land Trust, Wet 3 van 1961, behartig. Die inligting soos vervat in die verslag is behoorlik getoets en gesertifiseer as feitelik. Groot versigtigheid is aan die dag gelê om hierdie waarheid op skrif te plaas. Die Kaapkolonie, ook bekend as die Republiek van Suid-Afrika, is in 'n spesiale landtrust vir die kleerlinge, Wet 3 van 1961 verwys. Die kleerlinge is voorheen ook bekend gewees as die Hottentotte. Teen die tyd van hierdie landtrust in 1959 was die kleerlinge beskou en as wettiglik onmondig met bedekte motiewe. Die inligting insake die trust was opsetlik weerhou van die kleerlinge deur die destydse apartheidsregering. Die redes daarvoor is voor die hand liggend om toegang te verkry tot fondse en om grond te gryp ensovoorts. Om die ellelange lys van misdrywe teen die inboorlinge op te noem op sigself is 'n skreiende skande. Die apartheidsregering is gedurende 1994 deur die ANC demokratiese regering vervang. Die laaste 30 jare van demokrasie was egter die ergste en gruisaamste tydperk van vervolging, verdrukking en uitdulging van en teen die inboorlinge, die kleerlinge. Die TSC het die oorgangsproses van 'n rassistiese apartheidsbestel na die rassistiese demokratiese bestel gedryf in 1993 tot 1994. Die demokratiese regering van nasionale eenheid het tot stand gekom. Die demokratiese ANC-regering het uit die voormelde regering van nasionale eenheid ontstaan. Die ANC-demokratiese regering het presies dieselfde pad van bloedvergieting deur middel van apartheid, vervolging, ekonomiese uitsluiting, erge menseregte skendings van hul voorgangers gevolg. Die inboorlinge is van al hul regte vervreem en gedryf tot niks. Die Transa Wet 94 van 1998 is deur die ANC-regering tot wetgewing verklaar en implementeer. Deur hierdie wetgewing is die grondgebied van die kleerlinge gesteel en daarmee gepaard ook alle geboue, natuurlike bronne soos bronne uit die see, minerale regte ensovoorts. Hierdie grondgebied asook toegang tot bronne is aan die staat oorgedra sonder enige toestemming of seggenskap van die begunstigdes. Hiermee is die platform geskep om op 'n ongekende strooptog te gaan. Skrikwekkende misdaadvlakke het gevolg. Die brutale en onmenslike aanslag van die ANC-regering het sy voorgangers totaal en al oorskadu. Die ANC-regering het voortgegaan in die bloedspoor wat die apartheidsregering veroorsaak het. Wetgewing, regulasies en reëls is op ongeoorloofde wyse opgestel en verander om die gulsigheid van die magshonger politici te bevredig. Die politici het selfs die besigheidssektor ingesluit om deel te neem aan die waansinnige diskriminasie en ekonomiese uitsluiting teen die inboorlinge, die kleerlinge van die Kaapkolonie. Hierdie diskriminasie is gedryf deur onwettige transformasie-regulasies. Transformasie is toegepas op omtrent elke vlak van die bestaansreg van die begunstigdes, die kleerlinge. 'n Goeie voorbeeld hiervan is die BBBJJ. Behuisingswaglyste van die begunstigdes van die trust is geskraap terwyl nie begunstigdes onregmatig bevoordeel is. Selfs onwettige uitsettingsbevele is bekom om kleerlinge te vervreem van hul eiendomsregte ingevolge die landtrust. Kleerling-veterane soldate is op waglyste geplaas insake pensioene, behuising en mediese voordele terwyl die kandidaate jare gelede reeds gekwalifiseer het. Baie van hierdie veterane wat op lyste geplaas is alreeds dood omdat die prosesse opsetlik vertraag word om begunstigdes hul regte te ontneem. Hierdie optrede van die ANC-geleide regering is verder ook ondersteun deur alle koalisiepartye. Selfs omtrent die hele ekonomiese sektor het wetend of onwetend deelgeneem aan hierdie brutale volksmoord teen die inboorlinge, die kleerlinge wie die ware eienaars van die land Suid-Afrika, ingesluit Namibia is. Sekerlik een van die grootste en gruisaamste volksmoordsake wat die wêreld ooit gesien het. 'n Lys van besighede in geen spesifieke orde nie, word hiernaas op die skerm vertoon wie handel dryf op die grondgebied van Suid-Afrika wat in trust is vir die kleerling nasie, ingevolge Wet 3 van 1961.
Die Suid-Afrikaanse regering van nasionale eenheid is ten volle ingelig en bewus van die toedrag van sake. Daar is behoorlike kommunikasie deur die regte mediums bevorder met voormelde regering. Tot dusver is hierdie kommunikasie met minagting en arrogansie begroet. Alle departemente van die regering is gekaap deur die magsbeheptes in die politici wat ook sekere magtigsbehepte privaat besigheidsreëse en individue insluit. Die uitvoerende raad van die Landtrust Raad het geen ander uitkoms as om internasionale hulp te soek met betrekking tot die aangeleentheid nie. Ons reik hiermee 'n ernstige waarskuwing uit aan almal wat deel het aan hierdie brutale aanslag teen die kleerling-nasie. Die hele wêreld sal kennis neem van die uiterste menseregte skendings en volksmoord.